Kers hierdie is vir julle. Afrikaans.com en AON is hier om julle te red van al die hordes ouerskapsraad en kenners daar buite. Hulle het actual kundiges en spesialiste genooi om seker te maak jy weet presies hoe om die beste van jou kind te maak. Baie welkom by my Chris Klopper. Baie dankie. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Sakai. Ek het al van dit gehoor, maar ek het nie idee nie. Asseblief sê vir ons presies wie en wat is Sakai? Sakai is die Suid-Afrikaanse Komprehensiewe Assesseringsinstituut. Dit is 'n privaat eksamineringsliggaam wat veral spesialiseer in aanlyn skole, afstandsonderriginstansies en dan klein mikro onafhanklike skole of privaat skole. Is dit nou verskyn met Engels, maar soos die tipiese homeschooling wat ons... Dis die tipiese tuiskoolonderrig, mense wat by ons aansluit, mense wat aansoek doen vir tuiskoolonderrig. Maar dit is ook belangrik om te onthou dat kinders wat reeds in grade 10, 11 en 12 is nie meer deel van verpligte skool nie. So daai ouers hoef nie aansoek te doen vir tuiskoolonderrig nie. Dis baie interessant. En ek dink baie mense is bang dat dit net in Engels aangebied word. Is daar Afrikaanse eksamineringsdienste? Ons het om in 2011 begin, die eksamineringsliggaam Sakai, en die uitsluitlike doel was om oor die langtermyn Afrikaans in eksamenvakke te kan aanbied in al die vakke vir grade 10, 11 en 12, sodat almal 'n nasionale senior sertifikaat kan verdien. Hoe vergelyk julle standaarde met die ander eksamineringsdienste daar buite? Is presies dieselfde. Ons moet almal voldoen aan die vereistes van Umalusi, wat die oorhoofse kwaliteitversekeraar is. Almal se vraestelle word daar ingedien, dit word gemodereer. Almal se vraestelle moet dan geskryf word. Dit word geskryf in eksamentoestande wat deur Umalusi gemodereer word en dan word dit nagesien onder dieselfde omstandighede wat ook deur Umalusi gemodereer word. So die standaarde is presies dieselfde van al drie eksamineringsliggame. Hoeveel kinders het julle nou onder Sakai? Ek love it. Ons het hierdie jaar 5800 matrikulante gehad. Sure, dis ongelooflik. Wat was julle pass rate as ek dit so kan sê? Ons slaagsyfer was 74% gewees. Ja, wat baie goed is, want 'n mens moet in ag neem dat dit is nie so maklik die aanlyn skole, dit is nie noodwendig dat dit vir almal die skitsoplossing is nie. Kinders moet steeds 40 ure 'n week agter die boeke deurbring, anders te gaan hulle sukkel om deur te kom. En moet die ouers hulle help met hierdie of kan hulle dit by hulle self doen? Ons vind dat ouers hulle help. Ons weet ouers help ook vir kinders by doodgewone skole ook, veral tot en met hier by graad 9 se kant. En dan die baie belangrike ding wat 'n mens moet onthou, deesdae gebruik die kinders kunsmatige intelligensie en ons stel dit op in die eksamens. Want ons het spesiale programme wat kan kunsmatige intelligensie antwoorde kan identifiseer. So 'n mens moet baie versigtig wees. Baie dankie vir al hierdie interessante inligting. Ek is seker die ouers het baie hierby gebaat. Baie dankie. Baie dankie, Chris.